Ons spandeer baie tyd en energie om die sekerhede in ons lewe te bepaal. Ons wil graag die sekerhede in ons lewe afbaken en vir ons mooi self definieer. In die gesig van vrees of in die aangesig van vrees smag ons na sekerhede, want sekerhede gee vir ons 'n mate van sekuriteit en veiligheid. Ons voel nie bang wanneer ons sekerhede het nie, inteendeel, ons voel eerder 'n groot gevoel van vrede in ons lewens. Selfs ook wanneer dit by die Here kom. Maar Job het vir ons gewys dat sekerhede baie moeilik is om te definieer. Job was seker dat hy verstaan het hoe die Here werk. Job was absoluut seker in sy binneste dat die Here op 'n bepaalde manier werk, maar die probleem met Job was dat Job 'n bepaalde prentjie van die Here gehad het en dat hy sy eie prentjie verhef het tot wie die Here werklik is. En die Here bly die hele tyd stil in Job se verhaal tot aan die einde. En dan wys die Here sy grootheid vir Job en hy probeer eintlik vir Job hierdeur sê: Job, jy het nie 'n maatband wat groot genoeg is om my te meet en my te verstaan en my werking in jou lewe te verstaan nie. Jy sal nooit my totale volheid kan begryp nie, want ek is hopeloos te groot vir jou klein brein om my in my totale volheid te kan begryp. En ons sien ietsie soortgelyk ook in die skrifgedeelte wat ek vandag met jou wil deel, en dit is uit 1 Samuel 16 uit. Samuel die profeet kry die opdrag van die Here af dat hy 'n nuwe koning vir Israel moet salf. En om dit te doen moet hy na Isaï se huis toe gaan in Bethlehem en hy moet tussen Isaï se seuns 'n koning vir Israel salf. En elke keer wanneer Samuel met absolute sekerheid sê, maar hierdie seun is die een, hierdie een is die volgende koning van Israel, dan sê die Here vir hom, dis nie hy nie. Jy kan maar aanhou. Jy kan maar aanhou soek tussen hierdie seuns van Isaï. Eintlik sê die Here vir hom, moenie na die uiterlike kyk en dink dit is die ding wat saak maak en dit is die ding wat 'n goeie koning van Israel maak nie. Jy moet eintlik deur al die harde korse van die buitekant kyk in die hart in en dan sal jy weet of hierdie persoon werklik 'n koning van Israel kan wees. En is uiteindelik daardie ou skaapwagter seun, die seun wat nie eers teenwoordig was tussen Isaï se ander seuns nie, die een wat nie goed genoeg was om tussen hulle te wees nie, hulle het hom maar in die veld gelos, want dis al waarvoor hy goed is om die skape op te pas, ou Dawid. Dis uiteindelik hy wat die Here vir Samuel sê, hierdie is die volgende koning van Israel en hom moet jy salf. Ons smag na sekerhede in ons lewens. Ons wil sekerhede hê, want dit gee vir ons 'n gevoel van sekuriteit en veiligheid. Maar wanneer dit by die Here kom, wie van ons kan die Here in sy absolute volheid begryp? Wie van ons kan die Here in sy totaliteit verstaan met ons klein en nietige koppe? Ek en jy het nie 'n maatband wat groot genoeg is om die Here te kan meet en te kan sê, ons het nou die beginpunt en die eindpunt van die Here met ons hande gemeet nie. Die Here is baie groter as dit, maar ten spyte van ons onsekerhede oor die Here, kan ons steeds baie oor die Here sê, want die Here openbaar hom aan ons. Hy wys vir homself aan ons in sy woord, en ander mense wat aan ons liefde bewys, en aan ander mense barmhartigheid en liefde bewys. En mag ek en jy die Here raak sien in die midde van ons onsekerhede. Mag ek en jy seker wees oor wie die Here is, al kan ons hom nie in sy volheid begryp nie, te midde van die onsekerhede van my en jou lewe. Hemelvader, baie dankie dat ons ten spyte van 'n groot klomp onsekerhede seker kan wees dat U saam met ons op pad is en dat U ons nooit sal verlaat of in die steek laat nie. Help ons om dit vandag en elke ander dag te onthou. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met my gekuier het. Ons sal verseker weer kuier. Mooi dag.